Goeiemôre. Ons gaan lees uit Lukas 9 vanaf vers 57 tot 64 en ons preektema is volg my. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Dankie vir u genade en u liefde en u omgee. Ja, Here is bietjie koel, maar ons is baie dankbaar dat u goed is vir ons. Dat u na ons omsien, dat u ons help. Ja, ons leef in moeilike tye, van gerugte van oorloë en aardbewings en gerugte van 'n oordeelsdag. Maar dan weet ons alles is in u beheer. En daarom wil ons vanoggend met die woord so vir ons oop sê, praat met ons, Here. Amen. Lukas 9 vanaf vers 57 en ek lees uit die nuwe direkte vertaling. Terwyl hy op pad was, het iemand vir hom gesê, ek sal u volg waar hy ook al gaan. Maar Jesus het hom geantwoord, die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie. Vir 'n ander een het hy gesê, volg my. Maar hy het geantwoord, Here, laat my toe om eers my vader te begin begrawe. En Jesus het vir hom gesê, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar jy gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog 'n ander een het gesê, ek sal u volg, Here, maar laat my toe om net eers van my huismense afskeid te neem. En Jesus het vir hom gesê, niemand wat sy hand in die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Hoe het dit gebeur dat jy lidmaat van die kerk geword het? Van enige kerk? Of, kom ek gebruik die woorde in die teksgedeelte. Hoe het dit gebeur dat jy 'n volgeling van Jesus geword het? Hoe het dit gebeur dat jy jouself 'n volgeling of 'n disipel van Jesus kan noem? Nou verreweg het die meeste van ons in die kerk groot geword. En die meeste van ons is deur die verbondsteking van die doop by die kerk ingelyf. Of jy kan sê, maar my ouers het al van kleins af my Bybelverhale gelees en geleer, en ek het nie skool Bybelversies geleer en Bybelverhale gelees en of jy kan sê, weet jy, ek het die kinderkrans van die Here geleer, van sy woord, sy beloftes. Ander kan praat van by SKJA of BKJA. En as ons sê, dit was by die Sondagskool, toe ons verder onderrig is in die Here en in die Bybel. Anders sê, ons het as kinders, ons ouers, die groot mense oor praat van die Here, sy sorg en sy voorsiening, en dat die Here gebede verhoor. En toe eendag staan ek voor in die kerk en ek lê belydenis van geloof af. En soos daardie tyd gesê is ek 'n volle lidmaat van die kerk. En in Jesus se tyd het dinge so 'n bietjie anders gebeur. Jy sien, Jesus, toe hy begin bedien het, al wat gebeur het, is mense het hom begin volg. Ons het, as ons kyk na die voorafgaande gedeeltes, voor Lukas 9,
dan sien ons, maar mense het begin kennis neem van Jesus. Hulle het gesien, gehoor en ervaar hoe Jesus 'n storm op die see stil maak. Mense van bose geeste bevry het. 'n vrou van bloed aan bloedvloeiing gelei het, genees het. Jairus se dogtertjie het die dood uit opgewek het. Broodjies en visies vir meerderheid vir 'n skare mense kos voorsien het. En 'n onrein gees en 'n seun skerp aangespreek. So die gees die seun verlaat het. Alhoewel dit anders gebeur het as wat ons vandag dit ervaar, het hierdie mense ook kennis geneem van Jesus. Hulle het gesien hoe Jesus wonderwerk het. Hulle het ervaar hoe Jesus aan hulle behoeftes voorsien. Hulle het gesien hoe dat Jesus mense genees en hulle het die krag in Jesus se woord gesien en beleef. Jy sien, hierdie mense het Jesus begin volg omdat hulle 'n sekere ervaring gehad het. En is dit verkeerd? Verkeerd om te sê ek volg die Here net omdat ek 'n sekere ervaring gehad het? En dan kan ons ook sê, maar is dit verkeerd as ek myself 'n volgeling van Jesus noem, omdat ek hom van kindsbeen af getrou, gevolg het, en beleef het hoe die Here getrou was om my gebede te verhoor, dat hy altyd daar was vir my, dat hy voorsien het en gesorg het vir my. Natuurlik is dit nie verkeerd nie. Natuurlik is dit ook nie verkeerd om te leef vanuit die genade van ons Here Jesus Christus nie. Om dit wat ons uit die Here se hand ontvang te omarm en te leef nie. Het is nie verkeerd om dankbaar te wees. Dankbaar te leef omdat ons kan deel in die voorreg. Om te deel in wat die Here ons bied nie. Nou, julle kan nog met my saamstem en sê maar, het die mense nie eintlik Jesus gevolg, omdat dit vir hulle sekere voordele vir hulle ingehou het nie. Want hierdie Jesus rol klip uit jou pad uit. Hy los jou probleme in die japtrap op. En hy gee vir jou wat jy nodig het. Hy gee genesing, hy gee kos, hy maak dooies gesond. En baie keer trap ons na dieselfde slaghuister. Ek volg Jesus omdat ek reken, dit is goed vir my. Dit is goed om hom aan jou kant te hê. Ek het altyd 'n wonderwerker aan my sy. Ek het iemand wat altyd sal sorg dat alles altyd seepglad en voorspoedig verloop. Hoekom volg jy Jesus? Maar dit vir jou voordele inhou. Maar Jesus ontbloot so 'n bietjie hierdie volgelinge in hierdie gedeelte. Want Jesus sê, om my te volg, is daar 'n bietjie implikasies. Ja, 'n paar van Jesus se nalopers kry geleentheid om volgelinge van hom te word. En dan sien ons, Jesus is partykeer hier so 'n bietjie kort af. 'n Bietjie vreemd. Die eerste een wat sê, ek sal u volg waar u ook al gaan. En die mense verwag dat Jesus vir hom sê, wonderlik, fantasties, volg my. En hier kom Jesus en sê, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens hulle plek op sy kop nie. Beteken, ek is nie van hier nie. Ek is nie. Ek het nie eens 'n huis nie.
Ek het geen sekuriteit nie. Dis wat Jesus vir die man sê. Ek kan vir jou geen sekuriteit gee nie. Die volgende 2 vrae uitstel. Die eerste een sê, ek wil dan net eers my pa gaan begrawe. Die ander een sê, ek wil net eers bietjie my familie gaan groet. En 'n ou sê eintlik verwag jy dat Jesus sê, dis reg so. Familie is belangrik. Gaan groet net eers jou pa, gaan maak eers alles reg. En dan kom jy terug en volg my. Maar dan kom Jesus met hierdie antwoord van laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Iemand wat sy hand in die ploeg slaan en op 'n omkyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Pas nie mooi in by die prentjie van disippelskap nie. Ja, want dit sê, as jy my wil volg, is daar swaarheid wat voor lê. Dalk word jou planne en jou drome en jou ideale omvergewerp as jy hom volg. So Jesus sê, voordat jy my wil volg, dink net eers so 'n bietjie. Bereken net so 'n bietjie die koste, dis nie so eenvoudig nie. Dis nie iets wat jy net terloops in jou lewe kan inpas nie. Om my te volg het implikasies. En 'n grypende implikasies vir jou lewe. En in hierdie gedeelte verwys Jesus baie na die koninkryk van God. En dit beteken dat Jesus sê, om my te volg beteken jy moet God se wil eerste in jou lewe stel. Dat God se koninkryk voor jou eie wil kom. Voor die koninkrykie wat jy self besig is om vir jouself op te rig. Jesus sê jou prioriteite moet verander. Ja, dat selfs goed wat belangrik is soos familie ondergeskik aan God se wil te word. Ja, om Jesus te volg beteken om afstand te doen van die dinge in ons lewens wat nie pad staan van die koninkryk van God. Dinge wat ons verhoed om die koninkryk van God eers in ons lewens te stel. En daarom sê Jesus, ek soek nie volgelinge wat gedurig net omkyk nie. Jesus sê, hy vir wie ons volg, het nie eens 'n holte vir sy kop nie. Het nie eens 'n blyplek nie. En ons weet dat Jesus is gekruisig en hy het nie kruis gesterf op Golgotha. Hy het sy lewe vir jou gegee. En daarom hou navolging van Jesus nie alleen in om te leef vanuit sy genade en gawes en sy goedheid nie. Nie om hom te volg vir opoffering. Dit vra baie keer om goed prys te gee ter wille van sy koninkryk. Om te ontbeer. Om hom te volg beteken ek moet in myself sterf. Ek moet begin leef vir die koninkryk van God. Dit is die ander kant van die navolging van Christus. En die geskiedenis is vol van voorbeelde hiervan. Van die prys wat navolgers van Jesus ons betaal het. Ons sien wat die disippels bereid was om hom te gee. Meeste van hulle het 'n marteldood gesterf. Bonhoeffer skryf 'n boek, hy sê, sy titel maak hy The Cost of Discipleship. Disipelskap vra van jou iets. Disipelskap om Jesus te volg in 2025 vra van jou iets. Ja, ons het in die begin gepraat oor lidmaatskap en oor navolging van Jesus. Jesus roep jou vanoggend en sê, volg my. Wil jy dit doen? Wil jy dalk vanoggend vir die Here sê, ja. Ja, Here, ek wil U volg.